5, kom ons doen net gou 'n bietjie hersiening vir julle toets. Eerste, kom ons hersien gou 2 vorms. 'n veerlink is iets wat net reguit sye het. Dit is 2D en geslote. So wat beteken ons, wat bedoel ons daarmee? Dis eenvoudig. Dit het net reguit sye. Okay. Dit is geslote, dit is toe en dit is tweedimensioneel. Sal hierdie 'n veerlink wees? Nee, want hy het nie slegs reguit sye nie, hy het 'n geboë sy. Hy is wel 2D en geslote, maar hy het 'n geboë sy. Sal hierdie 'n 2D vorm wees? Nee, want hy het nie net reguit sye nie, hy het geboë sye en hy is nie geslote nie, hy is nie toe nie en hy is wel 2D, maar dit moet al 3 wees sodat hy 'n veerlink is. Nou kom ons kyk na die volgende een. Ons kry reëlmatige en onreëlmatige veerlinke of vorms. Hierdie tel as onreëlmatig. Hoekom? Want sy hoeke is nie dieselfde grootte nie en sy sye is ook nie dieselfde nie, dit lyk heeltemal anders. Kom ons kyk na die een. Sy hoeke is dieselfde en sy sye is dieselfde. So hy is reëlmatig, hy is regtig, real. Hierdie een is onreëlmatig, want sy hoeke en sy sye is nie dieselfde nie. Kom ons kyk na data. Nou, dit sê vir ons elke haartjie is in 3 letters. So, kom ons kyk, dit is 1, 2 haartjies, so dit is 3, 6. 3, 6, 9, 3, 6, 9. Nou, hoe maak ons die tellingmerkies? Dit is net 'n streepie vir elke getal, nommer. So, hier is ons 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dit is al wat ons hier doen. Ons telling is ons telmerkies en dan ons totaal is die totaal wat ons hier getel het. En ons let op dat een haartjie nie 1 beteken nie, elke haartjie beteken 3. Okay. Kom ons kyk na ons laaste een, getalpatrone. Dit is nie so ingewikkeld nie, ons moet net onthou wat om te doen, veral hierso. So kom ons kyk. Hierso is dit verander dit die hele tyd met 3, 3, 3, 3, 6, 9. So wat is ons reël? Dit is 1, dit is maal 3. 1 maal 3 is 3, 2 maal 3 is 6, 3 maal 3 is 9. Kom ons werk nou hierdie uit, ons soek nou hierdie. 6 maal 3 is dan 18 en 10 maal 3 is dan 30. So, hierdie is nogal maklik. Ons moet net die reël uitwerk, deur te kyk wat is die verskil by ons onderste patroon en dan gaan pas ons net die reël toe. Nou, by ons volgende een raak dit 'n bietjie moeilik, né? Hierso sê dit is 2, 3, 4. So ons kan sien dit verander die hele tyd met 1. So ons reël is plus 1. Nou, ek het dit sommer hierso uitgelos. En ons skryf sommer dit so in, dan werk ons uit wat ons boonste is. Nou, wanneer ons boonste soek, dan moet ons kyk wat ons reël is, maar ons doen die teenoorgestelde. So wat is die teenoorgestelde van plus is minus. So dit is minus 1. So 20 minus 1 is 19. 45 minus 1 is 44. En hoe om te toets dat ons reg is ons kan gaan ons reël doen, soos ons gewoonlik doen. 19 plus my reël is 20. Hy is reg. 44 plus my reël is 45. So, hy is reg. En daar sê,
Dis al wat julle gaan moet weet vir die toets wat opkom. Lekker maklik, maar julle gaan moet konsentreer, want ek het 'n paar vrae wat ek probeer julle uitvang. Sy